Môre julle. Ag, dis weer so lekker oggend en is my so lekker om weer vanoggend saam met julle te kuier. Hierso by Tussen Koffie en Genade, saam met my Lisel van Sail. So die volgende 2 ure wil ek hê jy moet net ontspan, saam kuier en kom ons praat 'n bietjie oor hierdie maand se tema. Mens kan dit amper nie glo nie. Maar as jy nou daarna kyk, is daar nou al klaar 'n maand verby van 2026 en hier sit ons al in die middel van Februarie. Nee, kyk, tyd vlieg verseker. Of jy gaan saamvlieg, of jy gaan agterbly, maar net jy kan kies wat jy met jou tyd en jou energie gaan maak. So ons praat nou al die afgelope paar weke oor om 'n doelgerigte lewe te lewe en ons het so 'n paar beginsels al behandel en vandag gaan ons net weer 'n bietjie verder praat hoe om 'n vervulde, produktiewe lewe te kan lewe. Mag ons die tyd uitkoop en die beste maak van elke liewe geleentheid wat God oor ons pad bring. En mag ons in dankbaarheid wandel en ook met wysheid om te sien en te kan verstaan wat hy vir jou in plek het. So vandag gaan ons nou klaarmaak met hierdie reeks en ons gaan vandag die volgende beginsel behandel. En dit is die beginsel van saai en maai. Soveel mense wil ander mense en of hulle wil partymal omstandighede blameer vir hulle mislike of mislukte lewe, maar soms is dit 'n toeloop van saad wat ons self in ons lewe gesaai het. En nou dat die saad opkom, nou wil mens nie verantwoordelikheid vat vir jou aksies nie, of jou keuses of wat ook al jy gedoen het, wat nie noodwendig in lyn was met beginsels wat die Here vir ons uiteengesit het nie. En dan is dit so maklik om God en ander mense te blameer. So, tot ons nie hierdie beginsel in ons lewe gaan toepas nie, gaan ons konstant maai wat ons saai, tot ons geleer het om verantwoordelikheid te vat vir ons eie lewens, ons besluite en ons geluk. Niemand kan dit vir jou doen nie. Jy moet self besluit om dit toe te pas in jou lewe. So ons gaan net so vinnige breek vat, en ek gee vir jou gou-gou 'n kansie, gaan kry 'n notaboekie, kry sommer jou Bybel ook, en gaan maak vir jou lekker koppie koffie. Ek is nou weer terug. Welkom terug. Ons praat vanoggend 'n bietjie oor die tema van wat jy saai, gaan jy maai. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie Bybelse beginsel. So in Kolossense 6 vers 25 sê dit vir ons: For he who deals wrongfully will reap the fruit of his folly and be punished for his wrongdoing. And with God there is no partiality, no matter what a person's position may be, whether he is a slave or a master. En weet julle wat, dit is seker een van die belangrikste beginsels, veral as mens praat oor om gesonde grense te bou. En wat reg is en wat verkeerd is, wat moet jy inhou, wat moet jy uithou, wat moet jy uitsny uit jou lewe uit. En baie keer is daar gevaarlike mense, ons is in moeilike omstandighede wat buite ons beheer is, nie? En dan daai kan ons nie noodwendig altyd iets verander nie. Maar baie aksies, besluite, woorde en dinge wat ons doen in ons lewe, verkeerde vrug wat ons inneem, bring dan verkeerde vrug in ons lewe voort. So ons gaan saai saad van verbittering of wat ook al dit is, jaloesie, envy, mens soveel verskillende goed wat mens betamel mense hart ronddra. En dan kom hierdie vrug op en dan is dit soos okay, nou is dit daai ou se skuld en nou is dit die ene se skuld, nou is dit die Here se skuld en dit is in daai konteks wat ek vanoggend wil praat. Soos ons ook nou gelees het is, wat ook al jy verkeerd doen, ons gaan nie, wat ons saai gaan ons maai. En die Here maak geen onderskeid nie. Want kyk, die Here worry nie of jy ryk of arm, beroemd of onbekend is, hy worry nie oor daai goed nie, op die ou ende gaan dit vir oor een ding, en dis die kondisie van jou hart. En dit is waar dit so hartseer is, want party mense het nie die kapasiteit of die wysheid om dit te snap nie. En dan kan mens ook nou maklik sê, nee, dis nou as gevolg van hulle omstandighede waarin hulle blootgestel is, en hulle het dalk nie die kennis nie, maar weet jy wat?
Die Bybel kan jy oral kry. Jy kan hom letterlik gratis kry as jy 'n app aflaai. En al die antwoorde en al die beginsels staan in die Bybel geskryf. So dit is ons verantwoordelikheid om die waarheid te gaan soek en in die waarheid te wandel en dit ook deel te maak van ons lewe. Hierdie beginsel kom ook baie keer uit in ouerskap. En dit is veral in vandag se lewe waar ouers hulle kinders so gemaklik as moontlik wil grootmaak. En baie keer kom daar hierdie hele situasie dat mens child-centered begin jou kind grootmaak. So dit is wat ook al daai kind gelukkig hou. My kind moet net nie 'n tantrum gooi nie. My kind moet net nie ongelukkig wees nie. My kind moet net nie pyn hê nie. My kind moet net gemaklik wees en dan kan dit baie gevaarlik raak. Kyk, ek sê ook nie jy moet jou kind abuse nie. Dis nou glad nie wat ek wil sê nie. Maar ons moet nou weer die hele konsep in konteks sit. Jou kind gaan met tye 'n tipe van 'n ongemak moet beleef. Hy moet die oorsaak en die gevolg leer. Nou is dit laat mense in people pleasing is, so elke keer as die kind net hard genoeg skree, dan kry hy wat sy sin, dan kry hy sy sin. So daai kind leer nooit 'n nee nie. Hy leer, ek word in 'n wêreld groot, as ek net hard genoeg skree, kry ek my sin met manipulasie. En dan kry mens dit, dat daai kind skool toe gaan naderhand, die onderwyser sê vir hom, Boeta, sit stil, juffrou praat nou. En hy verstaan glad nie oorsaak en gevolg nie, hy doen net wat hy wil, wanneer hy wil, want by die huis kom ek weg met moord. En julle, dit is nou maar net een voorbeeld van wat saai en maai beginsel in mense lewe kan 'n inspraak hê. En hierdie ou, of hierdie meisie wat so groot word eendag groot, en dan is dit havoc in die huwelik, want sy wil net die heeltyd ja hoor, haar man moet net die heeltyd volgens haar pype dans, en dit is nie noodwendig dan gesonde verhoudings wat mens bou nie. En die beginsel kan baie dieper en baie verder gaan, maar kom ons gaan net weer 'n bietjie terug. En ek wil na Spreuke toe gaan, en ons gaan 'n bietjie lees in Spreuke 8, vanaf vers 35, en dan gaan ek 36 ook lees. For whoever finds me wisdom, finds life, and draws forth and obtain favor from the Lord. But he who misses me or sins against me and wrong or injures his, dan sê hulle, when he sins against me, they wrong and injure himself. So as jy nie gaan vir wysheid, as jy nie wysheid soek in jou lewe nie, en jy soek nie insig in jou lewe nie, en dan met ander woorde veroorsaak jy jou eie seer, in jou eie hartseer, want wysheid sê vir jou, ek moenie dit doen nie, want as ek dit doen, dan gaan dit gebeur. Oorsaak en gevolg. Ek moet die Here volg, want ek weet as ek in die goddelike beginsels wandel, dan sal ek geseënd wees. Ja, ons gaan moeilikheid kry, ja, ons gaan tribulation kry, maar dan gaan ek die kapasiteit hê om deur dit te werk, want die Here gaan vir my sterkte wees, nê? Anderste veroorsaak ek besering en seer in my eie lewe. So soms is dit so ironies, so sekere mense in hulle lewe, hulle sal sekere keuses maak, hulle sal sekere besluite neem, wat buite God se wil is, wat uit en uit sondig is, kom ons noem dit nou maar wat dit is, hulle sal byvoorbeeld jok, hulle sal die waarheid verdraai, hulle sal van mense steel, hulle sal wat ook al doen, nie? En nou as hulle die konsekwensies kry van hulle aksies, nou is hulle eweslik kwaad. Soos hoeveel keer sal jy dit nie sien nie, dan het hierdie ouens nou 'n bank geroof, nie? En dan snitch die een ou nou hulle en sê, okay, dit was hierdie ouens, hulle het nou die bank geroof. Nou wie is nou die sondebok en wie is nou die slegte een in hierdie storie? Dis gewoonlik die snitch. Hallo julle, hoe verduidelik die wêreld vir ons, of dit is nou tipies vir hoe die wêreld nie weer vir ons wil intimideer, om vir ons te sê, luister, moenie opstaan vir dit wat reg is nie, bly net stil, don't rock the boat, moenie die mense expose nie, weet jy wat, jy's 'n regte snitch as jy nou vir die mense vertel, daai ou was die skuldige, of daai ou het dit gedoen, of jy bring die waarheid uit. En weet jy wat, dit is nou soos met hierdie situasie met Charlie Kirk se moordenaar, wat ons nou nie seker is, of het nou hierdie ouetjie was wat hom doodgeskiet het nie, maar nietemin, waar sy eie pa moes na die polisie toe vat. En ek haal my hoed vir daai pa af. En dis nie omdat hy 'n wrede pa is nie. Dis nie omdat
ek het soveel respek vir daai pa, want hoe moeilik moet dit wees om jou kind oor te gee vir die polisie en te sê, maar luister, dit was my kind wat hierdie moord gepleeg het. En dit is nou wat ek van praat van, hierdie is 'n goddelike beginsel. En as ons goddelike beskerming wil hê, nie menslike beskerming nie, goddelike beskerming, dan moet ons in goddelike beginsels wandel. En soms moet ons die natuur sy gang, laat sekere mense die konsekwensies voel van hulle onverantwoordelike aksies. Maar weer eens met people pleasing probeer ons nou partymal die seer van die konsekwensies van mense af wegvat. Maar nou wat moet ons ook weer eens onderskei tussen die verskillende pyn. Jy kry 'n pyn wat skadelik is. En dan kry jy 'n tipe pyn wat goed is. Soos byvoorbeeld wanneer jy 'n kanker tumor in jou liggaam het. Nou moet die dokter jou oopsny en dit uithaal. Daai sny, ek meen, jy's nou onder narkose, maar glo vir my, as daai wakker is en hulle sny vir hom, dan gaan hy verskriklike pyn ervaar. Dit is pyn vir enige operasie wat jy moet kry, maar op die ou ende doen dit jou nie skade nie, dis pyn wat jou genesing gaan gee. En dis presies hoe goddelike wysheid en oorsaak en gevolg werk. So baie keer kry ons nou pyn as gevolg van dom keuses wat ons gemaak het. En ja, ons sê jammer, ons repent en ons draai weg en miskien is dit ook goed wat jy gedoen het voor jy die Here gedien het. Maar daar gaan nog steeds 'n tipe van 'n konsekwensie wees wat jy moet dra van die aksies en jy moet dit man up, jy moet dit eien en sê ek het dit gedoen. Ek was verantwoordelik. Ek het van jou gesteel. Ek het vir jou gejok. Ek het jou te nagekom. En weet julle, want dan kan daar genesing kom. Maar kom ons lees 'n bietjie in Johannes 5 vers 18. We know absolutely that anyone born of God does not deliberately and knowingly practice committing sin. Met ander woorde, wanneer jy regtig tot bekering gekom het, gaan jy met ander woorde nie meer intentionele sonde wil doen nie. Want hoekom? Want jy het nou die Heilige Gees wat jou natuur verander en dit is die kern van dit alles. En dan uit dit wil jy dan die regte ding doen. So dit is die verskil tussen mense wat sê hulle tot bekering gekom en wat werklik tot bekering gekom het en Gees vervuld is. But the one who was begotten from God carefully watch over and protect him. Bedoelende, jy gaan nou begin kyk hoe jy loop. Jy gaan nie net aangaan met jou lewe en whatever goes, doen whatever my impulse vir my sê ek doen nie. Jy maak 'n 90 grade, nie, ekskuus, 'n 180 grade draai en jy draai weg van hierdie praktyke. Dan sê hy, Christ's divine presence within him, preserve him against the evil. En dit is wat ek wil by uitkom. Wanneer jy begin om intentioneel in regverdigheid, in righteousness, in right standing met die Here te wandel en jy kies, Here, ek gaan nie meer my natuurlike impulse net volg nie. Ek doen nou wat U beginsels vir my sê wat ek moet doen. Dan begin die duiwel sy mag verloor. En dan gaan hulle aan en hulle sê, and the wicked one does not lay hold, get a grip on him or touch him. So wil jy daai agterdeur toemaak, dat die duiwel nie meer van jou kan steel, slag en verwoes nie. Hou op om in intentionele sonde te wandel, want dit maak die deur wyd oop. So ons volg goddelike beginsels. Omdat ons nou begin, kan ek sê, wysheid kry. Jy begin understanding kry. En ons begin die hele konsep van saai en maai verstaan. En soos ek sê, baie keer is dit uit ons kinderdae uit, wat ons nie die konsekwensies gevoel het van ons aksies nie. En dan is dit laat mens groot word van, ag, weet jy wat, ek kan doen net wat ek wil, daar gaan nie konsekwensies wees nie. En as daar nou konsekwensies is, kan ek net hard genoeg skil, of net gou dit vir iemand anders te afdamp, ek gaan dit nie vat nie, ek gaan nie die verantwoordelikheid vat nie, dit was eintlik iemand anders, dit was my omstandighede. En dis wat nou mens altyd dit wil vermy, maar daai saai en maai, leer ons dan, luister, neem ander mense in ag, verander, word wie die Here wil hê jy moet wees.
Nou wil ek 'n bietjie stil staan by Psalm 18. Nou laasweek het ek so 'n bietjie gelees in 2 Samuel 22 wat ook maar Psalm 18 is, maar ek wil nou 'n bietjie Psalm 18 vanoggend lees. So ons gaan so 'n paar versies daar lees. Die eerste versie sê vir ons en dit is nou Psalm 18 vers 21. For I have kept the ways of the Lord and have not wickedly depart from my God. En dit is wat vir my so amazing is van Dawid. En ek praat baie oor hom, want hy is vir my so 'n karaktervolle mens wat vir my uitstaan in die Bybel, om te demonstreer hoe hy al daai tyd, voor Jesus nog daar was sy hart gedraai na die Here toe. En hy het in opregtheid gewandel. En was hy onskuldig? Verseker nie. Maar toe hy die konsekwensies sien van sy aksies, het hy nie weggehardloop nie. He owned it. Hy het gaan lê en sê, Here, ek weet ek gaan nou my eersgebore seun verloor met Bathsheba. En nog steeds het hy nie weggehardloop, hy het gehuil en hy het gesmeek, hy het gesê, Here, ek weet hierdie sonde, ek bring dit op my, moenie my kind vat nie. En hy het dood gegaan en toe hy dood is, toe het hy het aanvaar, toe het hy geklik, okay? Dit is die konsekwensies van my aksies, maar hy het repent, hy het teruggedraai, hy het omgedraai en na die Here toe teruggedraai. Dan gaan ons aan en hy sê in vers 24, I was upright before him and blameless with him, even on God, to keep myself free from sin and guilt. En natuurlik, die was nou geskryf nog voordat hy met Bathsheba enigiets te doen gehad het nie, maar dit was 'n jonger Dawid wat hierdie geskryf het, maar dit wys net weer eens die motief van sy hart. Dan vers 24, Therefore has the Lord recompensed me according to my righteousness, my uprightness and right standing with him, according to the cleanness of my hands in his sight. So keer op keer sê die Here in sy woord, volg die regte pad, wees gehoorsaam, dan gaan jy in beskerming wandel, en dan gaan jy die guns en die seën van die Here oor jou lewe begin sien floreer. So ons gaan net gou-gou 'n bietjie 'n breek vat. En dan gaan ons 'n bietjie praat oor die beginsel wat jou lewe sal verander. En dit bepaal ook die kwaliteit van jou lewe en die belangrikheid van hierdie beginsel. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat nou vanoggend oor 'n baie belangrike beginsel en dit is die saai en maai beginsel. So kom ons gaan lees 'n bietjie nou Galasiërs 6 vers 7 tot 8 waar hierdie beginsel eintlik uitkom. Wat nogal interessant is, Galasiërs het vir my so 'n mooi beskrywing as mens praat van gesonde grense. Hoe lyk gesonde grense? Wanneer moet ek wat vir wie wees? Dit verduidelik dit vir ons in Galasiërs, maar kom ons lees net spesifiek nou hierdie beginsel van vers 7 tot 8. Do not be deceived or deluded or misled. God will not allow himself to be sneered at or mocked, nee? For whatever a man sows, that and that only is what he will reap. So jy kan nie verwag jy plant perskapitte en jy gaan nou 'n appelboord kry nie. Wat se saad wil jy moet opkom? Wil jy hê dit moet goed gaan in met jou lewe? Wil jy hê daar moet guns wees? Wil jy hê die Here, jy wil naby aan die Here wees? Dan moet ons begin 'n saad saai, nee, om dit te laat opkom. En dan sê hy, for he who sows to his own flesh, his lower nature, his sensuality, will from the flesh reap decay and ruin and destruction. But he who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Julle, en hierdie is so 'n amazing beginsel. Maar mens mis dit, want die wêreld skree so hard en die wêreld wil die heeltyd jou oortuig van al hierdie luste en impulse en dinge, begeertes, nê, wat jou gaan vervul. Dan soek ons daar, hardloop ons hierdie goeders na en julle, daai goed gaan ons nooit satisfy nie. Nooit. Ek praat baie daaroor, maar ek love it om na stories te kyk en dokumentêre oor mense se lewens, veral popsterre en hierdie celebrities. Want weet julle wat? Elke liewe storie eindig op dieselfde trant as prediker. Elke
elke een. Nie een is 'n uitsondering nie. Van die een tot die ander een. Gisterond het ek weer aan die ene gekyk en later aan toe dog ek nie, dis eintlik 'n bietjie boring want ek weet hoe gaan hierdie eindig. Maar hierdie arme vrou, sy is so populêr. Hulle sê sy is die mees afgeneemste vrou naaste aan prinses Diana, hoe die paparazzi hierdie vrou rondgejaag het. Maar sy is so broodongelukkig. Sy weet glad nie wie sy is nie. En nou is sy seker nou, ek skat na 50, 60, 50s, ja, nie 60 nie, nee, shame. Seker 50s. En sy's nog steeds so insecure. Sy soek nou, sy het al nou haar naam bewys. Sy het nou al, maar daar's die hele tyd hierdie ding in haar wat daar, en dan dink mense is ambisie. En die wêreld wil die hele tyd vir jou sê dis 'n ambisie. Jy moet weet harder probeer en harder en harder. Luister, jy kan probeer tot die sky blou gaan wees. As jy nie jou wêreldse natuur, jou fleshly nature gaan kruisig en jy gaan onder die gees van die Here begin lewe nie, gaan jy nooit by 'n plek van satisfaksie kan uitkom nie. Jy gaan altyd minder as voel. Jy gaan die hele tyd kyk na al hierdie ander mense en jy gaan die hele tyd voel, I miss out. Ek is nie goed genoeg nie. En maak nie saak hoe beroemd of wat jy gaan bereik in jou lewe nie, dit gaan geen satisfaksie bring nie. So ons moet leer om in dissipline en die vermoë aan te leer om te kan uithou, om ons impulse te beheer en te sê ons gaan nie in selfsugtigheid oorgaan nie. Want as ons so selfgesentreerd gaan wees, is dit al wat ons gaan sien, dis al waaroor ons gaan praat, is my dream, my this, my that, my bediening, my roeping, en dan is dit tot dit, is dan selfsugtig. Want dit gaan meer oor jou, as wat dit dan sal gaan oor God en sy koninkryk. En dit is nou presies dit wat mense dan so selfsugtige uitkyk het in die lewe, dat jy die heeltyd uit is op, die mense moet vir my gee op die manier hoe ek wil hê hulle moet vir my gee, en hulle moet my hanteer op die manier hoe ek wil hê hulle moet hanteer, wat eintlik verskriklik prideful is, en daai hoort verseker nie in tussen Christelike kringe nie, en is so hartseer om te sien dit is daar. So dit is regtig een ding wat ons teen moet fight en werk en sê, Here, laat ek nooit 'n hooghartige thinking you better than other houding ooit sal hê in my lewe, dat ek altyd sal nederig bly en by u voete sal bly. Kom ons lees bietjie in Jakobus 2 vers 13. For to him who has shown no mercy, the judgment will be merciless. But mercy exalts victorious over judgment. So met ander woorde, dit is weer eens daai ding van wanneer mens selfgesentreerd is en jy dink jy is beter as ander, dan jy die hele tyd 'n opinie oor ander. En is daai tipe mense wat ook die hele tyd ander mense sal afbreek en dink hulle is beter as hulle en veroordeel en beoordeel en hulle is beter weer terug. En weet julle wat, dit is dan ook weer een saad wat jy saai in jou lewe. Nou klim jy miskien hierdie ladder en jy is hierdie bekende persoon, maar op die ouende gaan jy die konsekwensies saai van jou natuurlike begeertes. Dit is nou maar net een konsep wat ek nou maar net wil verduidelik van die saai en maai beginsel. Kom ons lees 'n bietjie ook in Matteus 7 vers 12. So then, whatever you desire that others would do to you and for you, even so do for them. And this is the sum of the law. So met ander woorde, voor jy wil hê, dit en dat moet in my lewe manifesteer, doen jy dit vir ander mense. So dis die eerste beginsel wat ons moet kyk in ons harte. Wat is die hartsbegeerte, maar is dit selfsugtig, is dit selfgesentreerd? Of luister ek na ander mense? Wil ek net die hele tyd hê almal moet na my luister? Ja, jy na my wysheid en my inligting en ek is nou 'n influencer en ek wil nou vir almal help en wys en lei so, nê? Maar luister ons regtig na ander mense? Is ons ingekoop om regtig opreg te wees en ook vir ander mense te gee, want op die ou ende is dit waar dit gaan. Wat jy saai, sal jy maai. Wil jy hê mense moet lief wees en opreg wees met jou, wees dit dan vir ander mense. In Lukas 6 vers 38 sê dit, give and gifts will be given to you. En dit is nou weer baie mooi om hierdie hele beginsel
in konteks te sit van die saai en die maai. As jy 'n giving hart het, ek loop hier rond en ek wil gee. En ek loop bytelmal en ek's in die winkels en ek sien hierdie vrou sukkel maar sente af te tel en ek gaan en ek betaal haar kruideniers vir haar. Of ek gaan en ek loop langs die pad en ek sien hier loop 'n ou tannie met pakkies en sy kry swaar, stop laai haar op, vat haar na huis toe. Weet, daai tipe van goed, is ons nog ingestel met dit? Of jaag ons net van A tot Z en is almal net ingestel op hulle eie lewe? Julle, dit is so 'n belangrike beginsel. Ons wil hê die Here moet ons seën. Ons wil hê daar moet blessing in ons lewe wees. Ons wil hê ons moet voorspoedig wees. Maar ons gun dit nie vir die volgende ene wat langs ons staan nie. Hy sê dan, okay, all these gifts will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over, will they poured into the bosom. For with the measure you deal out, it will be measured back to you. So soos jy goeie saad saai, dan begin die goeie opbrengs kom. En dis hoekom ek spesifiek praat van weer eens die motief van jou hart en dat dit nie uit 'n selfsugtige, selfgesentreerde ding is van ek sit ure in my werk en jy kan hoe hard werk, jy kan hoeveel oulike idees wees, jy kan hoe wat waar wees, jy kan die beste designer in die wêreld wees, maar as jy nie 'n kind and godly and humble heart het nie, dan is dit alles vir niks. Dan saai jy die verkeerde saad. Julle, dit kom alles terug by wie jy is in jou karakter. Die ding is, mense sien dit dalk nie dadelik raak nie. Jy het miskien saad gesaai. Nou is mens ongeduldig. Jy sien nie die vrug opkom nie. En dit is dan wanneer mens dan mismoedig raak. En voel, weet jy wat, ek doen nou die hele tyd die regte ding en kyk nou net, dit wil nou nie deurbreek nie. Maar weet net dit, God slaap nie. En hy doen wat hy doen op sy tyd en dit sal vrug dra. Ons het letterlik die beleef in ons lewe hierdie week. En dit is so groot getuienis, ek kan amper nie eers glo dit het gerealiseer nie. So my seun het laas jaar in Amerika gewerk, op 'n plaas by 'n boer. En ja, dit was aan omstandighede, maar in elk geval, hy het hard gewerk, hy het goed gedoen vir homself in baie moeilike omstandighede. En toe ons nou weer, hierdie jaar nou wil hy nou weer teruggaan, maar hy's baie jonk, nê? So die kans wat 'n 18, 19-jarige ouetjie in Amerika werk kry, nê, is baie slim. Maar ons het gestaan in geloof en hierdie het bonatuurlik hierdie deure oopgemaak en dit was 'n moeilike jaar, maar dit was spesifiek ook dat hy sekere tools moes leer. En ek vertel vir julle 'n storie want ek wil vir julle iets deurbreek. Want dis nou weer eens daai ding van dis buite ons omstandighede. Ons kan nie vir hom deure oop koop nie. Ons kan net deure oop bid. En dan gaan staan jy in geloof en ons sê, Here, nou moet hy weer werk kry vir volgende jaar. Want die Here het nou toegeklap van die ander kant af, nie enigiets wat, dit is nou 'n hele ander situasie, hy sou teruggaan en toe was daar misverstande met die agent en dit was eintlik die agent wat veroorsaak het, dat hy toe nou nie sy werk kon kry wat hy sou gedoen het nie. Maar nietemin, die storie wat ek wil by uitkom is, hier staan ons nou en ons bid. En my man het slapelose nagte en ons adverteer om omtrent op elke agentskap wat daar kan wees. En dan kry hy hierdie onderhoud, wat eintlik klaar 'n miracle is, want toe die vrou nou, toe ons nou met die agent praat en sy sê, het hy al 'n onderhoud gekry. Weet jy, hoe gelukkig moet hy wees dat hy net 'n onderhoud gekry het. Toe soos, okay, wat? Hoeveel ouetjies aansoek? En ons gaan kyk toe bietjie. Toe oor ons dis 500,000 mense wat aansoek doen op hierdie oomblik wat Amerika toe wil gaan. Nou soos ons in Here, die is soos 'n naald in 'n huisstek. En ek sê nou is dit net nog meer, we stand by faith. Ek kan nie vir julle sê nie binne, dit was seker 3-4 ure daarna. Hier bel ons seun, ou het hom nou net gebel. En kyk, ons is nou al van Januarie af al besig om hierdie nou te bid en deur te bid en te vra, Here, help ons net dat hierdie kind werk kry. En nou ou sê, listen, you are exactly what we are looking for. En dit is wat ons gebid het. En dit is vir my so mooi getuienis, want dit is daai van, jy kan nie partymal dit sien nie.
Maar jy kan net bid. Jy kan net in geloof staan. Hy het die saad in die grond gesit. Hy het fantastiese werk gedoen. Hy het netjies sy werk gedoen. Hy het niks verkeerd gedoen nie en ons kan dan net sê, Here, die is dan in u hande. Maar die Here weet presies wat, waar en hoe. En hier kry hy hierdie awesome werk by hierdie awesome boer en die agent sê toe, luister, jy sal so gelukkig wees by hierdie ou. Maar in elk geval, so die lank en die kort is, partymal dan kom die Here op die nippertjie deur, want hy moet letterlik oor 'n week vlieg. So dis ons volgende geloofstap, is dat sy papierwerk binne 'n week sal regkom, maar laas jaar was dit dieselfde. Maar weet jy wat, die Here slaap nie. Saai jy nie die goeie grond. Dis al, saai jy die saad van geloof, saad van regverdigheid, saad om die regte ding te doen, wanneer almal om jou die verkeerde ding doen, saad om te staan vir dit wat reg is. Kom ons lees 'n bietjie 2 Tessalonisense 1 vers 6. It is a fair decision, since it is a righteous thing for God to repay with distress and affliction those who distress and afflict you. What 'n amazing skrif wat hy ook praat van saai en maai. So baie keer is daar mense wat jou te nakom. Is situasies wat ook dis buite jou beheer. En nou sê hy, God is our vengeance. Jy hoef nie vengeance te gaan soek nie. Jy moenie regverdigheid te soek nie. En ja, partymal moet mens opstaan vir dit wat reg is. Dis nie wat ek hier sê nie, maar die lank en die kort is op die ouende, wat ook al mense doen, hulle gaan uitgevang word. Hulle gaan maai wat hulle saai. En dit is nou presies daar wat ons nou weer eens kyk na die gebed, wat Jesus gebed het van keep evil, hou in die Onse Vader sê ons laat, Here, hou hierdie evil weg van my af. Ons bid dit, maar die groot ding is, ons moet ook sê, Here, gee vir my saad. Gee vir my saad dat ek kan saai in die koninkryk. En dit is wat 2 Korintiërs 9 vers 10 vir ons sê. And God who provides seed for the sower and bread for the eating will also provide and multiply your resources for sowing and increasing the fruit of your righteousness, which manifests itself in active goodness, kindness and charity. So mag ons, soos ons nou gepraat het in hierdie kwartaal, lewe in goddelike beginsels. En ons het nou oor paar aspekte van goddelike beginsels gepraat en ek wil net so vinnig paar van hulle noem van ons voor ons weer 'n breek gaan vat. En is weer eens om verantwoordelikheid te vat wat in jou gedagtes aangaan. Here, vernuwe my gedagtes, want hoe jy gaan dink gaan bepaal hoe jy aan dinge gaan besef en of jy die ability gaan hê om dit te, ekskuus hier Engelse woorde, maar om dit te captive, om dit te vat wat die Here vir jou het. So Here, verander my gedagtes dat ek groter kan dink, dat ek kan sien wat U sien, dat ek nie op my menslike gedagtes ingesteld wees nie. Tweedens, Here, mag ek 'n skoon 'n lewe lei vry van sonde. Ek wil nie meer intentionele sonde doen nie. Ek wil meer van die Gees sê dat ek my sondige natuur kan neerlê. En dan het ons gepraat, wees eerlik met jouself, wees opreg en nederig. En erken as jy iets verkeerd gedoen het. En dit is oukei om foute te maak, nê? En dan het ons gepraat oor om die ou mens dood te maak en te sterf in jouself en te veg om in vrede te wandel. En laasweek het ons dan 'n bietjie ook gepraat oor om mekaar te bemoedig en doen ons dit vir die Here of doen ons dit vir mense. So voor ons 'n breek vat, wil ek net hierdie laaste skrif ook met julle deel. En dis in Matteus 25 vers 29. For to everyone who has will more be given, and he will be furnished richly, so that he will have an abundance. But from the one who does not have, even what he have will be taken from him. So wanneer jy 'n gewillige hart het om te gee uit die abundance wat die Here vir jou gee, sal hy vir jou meer gee. So kry die motief van jou hart reg om in die eerste plek, op die regte plek, op die regte manier saad te saai, dat dit goeie vrug sal voortbring.
Ons gaan so vinnige breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor hy agterdeur wat ons moet toehou. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie oor saad wat ons saai. En wat jy saai, gaan jy maai. So kom ons praat 'n bietjie oor hy agterdeur wat ons wil toemaak sodat ons nie meer slegte saad in ons lewe saai nie. Want kyk, as ons intentioneel in sonde gaan wandel en ons justify ons verkeerde begeertes en ons sê, weet jy wat, it's a God of grace. Ek kan doen wat ek wil, die Here gaan my net vergewe. Maar daar's geen repentance nie. Jy lewe maar net voort soos wat jy lewe. Julle, daai is 'n resep om jou lewe te vernietig. Want onthou, die duiwel kom en hy kom lieg vir ons. Hy wil die hele tyd vir ons valse vrede gee of valse vryheid gee en sê jy kan doen net wat jy wil, dan gaan niks gebeur nie. Maar letterlik, die woord sonde beteken missing the mark. En ons wil nie meer die marker of die doel of die bullseye mis nie. Ons wil dit in besit neem wat die Here vir ons gee. Ons wil daar meer as oorwinnaars wees. En dit is hoekom ons hierdie beginsel moet snap en te sê, Here, dalk saai ek die hele tyd rebellie in my lewe. Dalk saai ek die hele tyd seksuele sondes in my lewe. Dalk saai ek die hele tyd om ongesonde gewoontes te kies in my lewe. En dan doen jy dit aan jouself. So vir oggend wil ons daarby uitkom en sê, Here, kom vernuwe my. Kom maak my 'n nuwe mens. Kom ons lees bietjie. 1 Petrus 4 vanaf vers 1 en 2. So since Christ suffered in the flesh for us and for you, arm yourself with the same thought and purpose, patiently to suffer rather than fail to please God. Nou daar praat hy al klaar van 'n beginsel wat ons nou nog genoem het van soos Jesus ook moes gesterf het vir ons sondes. Is daar 'n mate wat ons dieselfde gedagtes, vernuwe daai gedagtes soos ons gesê het en dieselfde doel moet hê. En partymal is dit om in suffering te wees. Wat 'n tipe suffering praat hy van? Die suffering om teen jou vlees op te staan en te sê, weet jy wat? Ek gaan nie nou net meer doen wat ek doen nie. Ek gaan nie net meer saam met die crowd gaan omdat ek populêr wil wees of ek bang mense gaan nou dink ek's nie meer cool nie. Net ten spyte van dit, weet jy wat? En kan ek vir jou sê, wanneer jy begin opstaan en jy staan vir iets, maak nie saak of hulle in die wêreld of die Here dien nie, mense het respek vir jou, want jy staan vir iets. Al stem hulle nie saam met jou nie, hulle gaan dit dalk nie vir jou sê nie, maar eintlik is jy juis cool, want jy staan vastig. En niemand hoef jou niks te sê wat en waar jy moet wees nie. Ons volg die Here en dis die stem wat ons na luister. Hy gaan aan en hy sê, For whoever has suffered in the flesh, having the mind of Christ, is done with intentional sin, has stopped pleasing himself and the world, and pleases God. Ek kon dit nie beter gesê het nie. Hy gaan aan en dan sê hy, so that he can no longer spend the rest of his natural life living by his human appetites and desires, but he lives for what God wills. So julle, om tot bekering te kom beteken om 'n lewe van repentance te hê, om skoon te maak, om af te sny, om te vernuwe, om te verander. Jy transformeer konstant. Dis nie net een dag ek kom tot bekering en dan is ek nou kind van die Here nie. Dis 'n konstante proses. Ek was so, hoe lank sit nou? Seker 35 jaar terug, 40 jaar terug, wat ek my hart aan die Here gegee het. 35 jaar terug, wat ek regtig nou tot bekering gekom het en gesê, nou stop ek met al hierdie eie sinnigheid en so aan. En ek het nog nie 'n dag ophou groei nie. Nog nie 'n dag op. Daar was mens moet die hele tyd aan jouself werk. Want as jy jouself weer kyk, dan kom hy selfsugtige begeertes en dan sê, was ek nie dalk nou hierso bietjie weer selfsugtig nie. So die hele tyd moet ons sê, Here, laat ek goeie saad saai. Laat ek die vrug sal dra van die Heilige Gees wat vir ons sê ook in Galasiërs. Nou, hoe doen ons dit? Kom ons gaan lees 'n bietjie in Jakobus 1 en ek gaan nou Jakobus 1 vanaf vers 21 en dan gaan ek so 'n paar skrifte ook nou in Jakobus rondlees want hy verduidelik dit baie mooi daar in Jakobus. Maar kom ons gaan eers na Jakobus 1 vers 21 en 22. So get rid of all uncleanness and the rampant outgrowth of wickedness and be humble.
gentle, modest spirit, receiving and welcome the word which implants and root into your heart, contain the power to save your soul. So, wat het ons nodig? Ons het seker ingredients nodig en dit is die woord van die Here wat kom en jou suiwer, sodat jy begin hierdie uncleanness, hierdie guilt en hierdie vieslikheid en die cloak van sonde kan afruk en sê, Here, ek gaan nie meer guilt en shame rondra nie. Ek gaan nie meer van die hele tyd, as mense 'n intentionele sondes doen en jy weet jy doen verkeerd en jy het die hele tyd 'n conviction, dan voel jy die hele tyd sleg. Jy voel die hele tyd ek is nie goed genoeg nie. So kom ons kry dan die woord en sê, Here, mag jy deur die woord dit is die krag wat jou siel kan red. Nou sê hy, but be doers of the word, obeying the message and not merely listeners to it, but train yourself into deception by reasoning contrary to the truth. Nou dit is baie keer wat gebeur. Dis omdat ons sekere trots in ons hart nog dra of arrogansie of ons dink ons weet beter. So ons vat God se woord en dan lees ons dit deur ons filters, nê? Soos, ag weet jy wat, die Here wil eintlik ek moet baie gelukkig wees. So nou mag ek maar hierdie affair hê want my vrou gee nie vir my dit en dit en dit nie. My vrou doen nie dit en dit en dit nie. So hierdie poppie gee dit nou vir my. So nou mag ek maar 'n affair hê, nê? En dan vat ons partymal die woord uit konteks uit. Maar hoor nou gou-gou verder in Jakobus, wat dit vir ons so mooi verduidelik. En julle, hoekom ek hierdie goed hanteer is, want hierdie goed moet regtig vir ons gaan huismaak in ons harte. Want anders te gaan ons in 'n skadelewe en 'n mispersepsie hê van hoekom dinge net nie lekker is in ons lewe nie. Hoekom ons die heeltyd 'n hart het wat jy, soos ek sê, skuld het en dinge wil nie uitwerk nie, want baie keer is daar saad wat ons gesaai het. So mag ons al hierdie, hoe ons altyd gesê het, al hierdie hasies in die koringland, al hierdie onkruid uittrek wat nie goeie vrug dra nie. En ek wil vir ons nou 'n hele stukkie lees. Ons gaan nou na Jakobus 4 toe gaan. So daar's 'n paar skrifte wat ek daar vir julle wil lees, wat dit so mooi in konteks vir ons stappie vir stappie verduidelik. En hierdie kan jy ook op jou eie tyd bietjie gaan deurlees en gaan bestudeer dalk die week. So ons lees van vers 6 tot vers 10. But he gives to us more and more grace, power of the Holy Spirit to meet this evil tendencies and all others fully. So daar's die tweede ding. Ons het nou gepraat van die woord en nou praat ons van die Heilige Gees. So sonder daai twee ingredients gaan jy nie by heiligmaking kan uitkom nie. That is why he said, God sets himself against the proud and haughty, but gives grace continuously to the lowly, those who are humble enough to receive it, to be subject to God, resisting the devil. Stand firm against him, and he will flee from you. En dit is nou presies daai ding. Jy kan nie net gaan relax en sê, weet jy wat, Here, met my battles fight nie. Jy moet hom resist. Jy moet hom sê, duiwel praat, jy praat nonsens. Nee man, ek gaan nie nou luister na jou leuns nie. Ek gaan doen wat reg is en ek gaan nie ingee oor jou intimidasie nie. Ek gaan staan vir dit wat reg is. Ek wil nie meer hierdie sonde doen nie. Ek wil nie meer hierdie goed in my lewe hê nie. Hy gaan verder en hy sê, come closer to God and he will come closer to you. Dit is die hart van die Vader, julle. Op die ou ene, die Here is nie daar om te staan met 'n stok om jou te slaan en jou te straf en ja, kyk nou, jy was nou weer stout nie. Hy wil hê jy moet geseënd wees. Hy wil hê jy moet in verhouding met hom wandel. Maar die duiwel kom en verblind en hy steel. En dit is wanneer ons partymal goed toelaat in ons lewe en dan verwyder dit ons van die Vader. Dan sê hy, recognize that you are sinners. Get your soiled hands clean. Realize that you have been disloyal, wavering individuals and divided met jou intensies en dit wat jy in jou hart het, nê? Purify your heart for your spiritual adultery. As you draw near to God, be deeply penitent and grieve, even weep over your disloyalty. Let your laughter be turned into grief and your mirth to
rejection and heartfelt shame of your sin. En dis nou juist weer uit ding van waar jy nou in humbleness na die Here toe kom en sê, Here, ek was verkeerd. Ek haat hierdie goed in my lewe en ek wil sny met humility. Nee, nie dit weg te steek of dit te justify nie. So humble yourself, feeling very insignificant in the presence of the Lord, and He will exalt you. He will lift you up and make your life significant. En julle, daai is die secret. So ons soek significance, ja. Hoe gaan ons dit kry? Wanneer ons onopregtheid en met 'n skoon hart na die Here toe kom. So nou vra mens, wat is sonde? En hierso in James 4 en Jakobus 4 gee hy vir ons die antwoord. En dis vers 17. So any person who knows what is right to do, but does not do it, to him it is sin. So die groot ding is, ons weet want ons het 'n conscience, nee? 'n conscience, wat die hele tyd vir jou sê nie, dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het, en die hele tyd humility nodig het, om te kan hoor, en dan aktief teen die vyand op te staan, want hy gaan die hele tyd kom, en dan gaan hy vir jou half met valse begeertes in jou lewe, jou probeer lei. So baie mense kom na die Here toe, nie omdat hulle sonde gedoen het nie, nie omdat hulle sondaars is nie, nie omdat hulle wil repent nie. Baie mense kom na die Here toe, want hulle soek die blessing. Hulle soek die rykdom, hulle soek dit wat die Here vir hulle kan gee, uit 'n selfsugtige hart uit. En dan is dit nie eintlik repentance nie. Jy kan nie net die Bybel vat en sê, o ja, Moses was gebless en Abraham was gebless en nou wil ek gebless wees. Here, bless my soos Dawid, maar jy lewe soos die mense van Babylon nie. Die ding is, ons moet verstaan dat dit ware saad moet wees, ware saad van bekering en opregtheid in ons harte. So kom ons gaan lees gou-gou in Petrus, 1 Petrus 2 van vers 16. Hier is ook 'n paar hoofstukke wat dit aan, en ek wens daar's soveel skrifte wat ons kan lees, so ek probeer nou maar vinnig by van hierdie goed uitkom, want daar's baie inligting oor dit. Maar kom ons lees gou 1 Petrus 2 vers 16. Live as free people, yet without employing your freedom as a pretext for wickedness, but live at all times as servants of God. En dit is wat ek nou ook gepraat het van vryheid. Die duiwel wil vir jou valse vryheid gee, wat hy vir jou sê, jy kan doen net wat jy wil, die Here gaan vir jou vergewe. Julle, daai is 'n valse evangelie. Die waarheid sê is, jy moet baie mooi versigtig kyk hoe jy loop. Jy kan nie net meer doen wat jy gedoen het nie. Jy moet soos ons nou gelees het, jy moet daai fleshly desires afsny in jou lewe. Dis 'n aksie wat jy moet doen. En dan kom jy vry, want sonde sal altyd bind. Sonde verblind. Sonde hou jou vasgevang. Dit steel actually jou vryheid. Dit gee nie vryheid nie. Dit steel vryheid. Maar ons wil in vryheid wandel. Dan sê hy in 1 Petrus 3 vers 12, For the eye of the Lord are upon the righteous, those who are upright and in right standing with God, and his ears are attentive to their prayers. Vir wie luister die Here? Die wat in righteousness wandel. But the face of the God is against those who practice evil, to oppose them, to frustrate and defeat them. So die Here loop in verhouding met die wat hom in opregtheid soek. En dan kan mens ook bytelmal agterkom hoekom mense gebede nie beantwoord is nie. Nie dat ek sê dit is altyd die rede nie, maar hier sê die Here duidelik, hy luister vir die wat in regverdigheid wandel. Kom ons lees nog so een laaste versie en dan gaan ons weer breek vat. 1 Johannes 5 vers 18. We know absolutely that anyone born of God does not deliberately and knowingly practice committed sin, but he who are begotten of God carefully watches, ek het al hierdie skrif gelees, maar kom ons lees dit net weer, watches over and protect himself, and the evil one doesn't have a hold on him. So met ander woorde, dit is juis wanneer ons daar in 'n repentant hart lewe. Wanneer ons kies, Here, ek gaan nie meer volgens my natuurlike impulse lewe nie, maar van nou af gaan ek intentioneel begin in regverdigheid wandel. Dan begin jy die duiwel te staan. En dit is wanneer hy nie meer kan steel, slag en verwoes nie.
Kom ons vat net weer so vinnige breek en dan gaan ons by die volgende beginsel uitkom waar ons bietjie gaan praat van die saai en maai beginsel waar ons ook 'n bietjie moet saai in ander mense se lewens. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle, ons praat 'n bietjie verder en die is 'n verskriklike belangrike onderwerp wat ons oor praat. En die ander aspek van saai en maai is, wat saai ons in ander mense se lewe? So een van die mees dinamiese besluite wat jy seker kan maak, is wanneer jy begin besluit om die geleentheid te soek, nie net om in jou eie lewe te belê nie, maar ook vir ander mense daar om jou. Kom my gedagte ooit op, of is ons elke dag net doenig met my drome, my visie, wat ek moet doen? En baie keer is my talente en wat moet ek met my talente doen? En partymal is dit juis uit dit uit wat ons moet sê, Here, wys hoe ek vir ander mense, in ander mense se lewe kan belê. Want jy sien die wêreld nie. Dit is vol liefdelose, koue, ek kan amper sê ongenaagbare mense. En daar is net soveel donkerte partymal daar buite. Hoe te meer hierdie mense die lig en die sout nodig. Nou Zig Ziglar, ek love Zig Ziglar en is ook een van my mentors kan ek sê, soos John Maxwell en ek hou net van hulle teachings en die dinamika wat hulle altyd bring. En nou een van die goed wat Zig Ziglar altyd gesê het is, you will always have everything in your life if you help enough people to get what they want. En julle, dis nou weer eens daai ding van lewende water. Water moet vloei. Dit moet inkom en dit moet uitgaan. Die oomblik wanneer water stil staan of stagneer, dan word dit vrot, né? En dit is presies daai beginsel van ons moet die heeltyd kyk, waantoe vloei my fonteine? En jy sal verbaas staan wat mens kan bereik wanneer jy net 'n bietjie wys, julle, maar ek glo in jou, ek ondersteun jou en die dinamika wat dit losmaak wanneer ons in ander mense se lewens beginne belê. So ons moet 'n punt daarvan maak om lig te skyn, nie net in ons eie lewe nie, maar ook in ander mense se lewe. Want jy sien, daar is genoeg jaloesie, afguns en afbreekendheid daar buite dat ons nou eintlik al siek is daarvoor, nê? En dit is presies daar wat ons moet sê, luister Here, ek wil nie net lewe dat ek geseënd is nie, maar ek wil ander mense seën. Treat people as if they were what they ought to be and help them to become what they are capable to be. En dit is presies daai beginsel. Mense kom soveel keer as jy nou kyk, in ons land ook nie, daar is partymal soveel negatiewe stigma en afbreekend, en ook kyk hierdie ding val uit mekaar uit, kyk al die potholes, kyk nou dit, kyk nou dat, en weet julle wat, dan fokus mens so op die negatief, dan mis mens die hele punt van, kom ons bemoedig, kom ons kyk of ons buite onsself iets vir mense om ons kan wees. As jy byvoorbeeld na 'n partytjie toe gaan, of jy gaan na 'n funksie toe, nê? Watter een van die twee mense is jy? Is jy die ene wat instap en dan sê, wie sien almal my raak? Hier is ek, sien my raak. Wie ek is nou hier, nê? Ek het nou 'n arrive. Of is jy die een wat instap en sê, daar is jy. Wie is jy? Waar kom jy vandaan? En jy kyk uit om by mense uit te kom, of wil jy net praat oor jouself? Want dit is vir my eintlik skokkend partymal, as ons nou netwerk doen, of jy ontmoet nuwe mense, en jy praat met mense, en dan kan jy baie keer sien, dat selfsugtige instelling mense, jy sal hulle uitvra, hulle sal praat oor hulle self, hulle sal vertel, en hulle sal, maar dit is letterlik, dis nie verkeerd as mense van hulle self praat nie, dis nie wat ek sê nie, maar dis half of hulle instelling het van, hulle wil brag, nie? Ja, ek
ek is die en ek is daai en ek is dararara en my kinders is so insig en dis nie uit 'n hart van dit om te sê hoe belangrik is hulle, nê? En dan hou die konversasie op, want hulle praat nie terug nie. Hulle vra nie terug uit nie. Hulle stel glad nie belang in enige iemand om hulle nie. Ek wil net oor myself praat en julle, dit is so hartseer, want dit is so 'n lewe. So mag jy volgende keer of sommer deur die dag, dink bietjie daaraan. Gaan ek net oor myself praat of gaan ek bietjie uitreik en bietjie hoor wat gaan in ander mense se lewens aan? Kom ons lees net gou-gou hierdie skrif. Dis in Efesiërs 6 vers 8. Knowing that for whatever good anyone does, he will receive his reward from the Lord. So dit is presies daai ding van Here, in alles wat ek doen, mag ek dit belê, soos of ek dit in u koninkryk belê. Want wanneer ons die kapasiteit begin agterkom ek my Here in die eerste plek, hoekom doen ons wat ons doen? Ons het al oor hierdie tema gepraat, nie? Is dit die grootste belegging wat ek kan doen in my lewe? Is om te belê in ander mense. En eerstens waar jou beleggings moet wees, is waar? Is by jou kinders. Julle, hoeveel keer is ons so oorweldig met ons omstandighede en wat ons moet doen en die werk en dit moet gebeur en hierdie projek moet soontoe gaan en daai kant toe en daai kant toe, dat mens nie eers daarby uitkom om met jou kinders te praat nie. Nou, vanoggend luister ek so vinnige storie van, wat is die man se naam? McDavid of iets is hy van, dit is 'n baie bekende ou op Instagram, maar in elk geval, hy vertel ons, Patrick, daar is hy, Patrick McDavid. Hy praat oor hierdie pa, hy was by hierdie meeting en hierdie pa wat hartseer, hy begin huil, toe loop hy uit die meeting uit, ek dink dit was soos 'n selgroep of iets, of 'n Bybelstudie wat hulle gehad het, en hy volg die ou, en hy sê, jene, is jy okay, wat gaan aan? En die ou huil uit sy hart uit, hy sê, ek het 'n 22-jarige seun, maar die kind wil niks saam met my doen, ek wil net hê hy moet saam met my na 'n baseball game toe gaan, ek wil net hê hy moet saam met my dit doen, ek wil net hê hy moet saam, maar hy het geen belangstelling nie, en hy sê, want weet jy wat, ek onthou, hy was klein, dan sê hy, papa, kom speel saam met my sokker, nee, ek is te besig, ek kan nie nou nie, papa, kom kyk saam met my storie, nee, ek is nou te moeg, ek gaan nou dit doen, die heeltyd het hy verskonings gemaak, en toe op 18, toe hy nou net wou hê, hy moet saam met hom 'n fliek kyk, of net saam met hom, toe stel hy nie meer belang nie, en julle, dit is so 'n beginsel van, wat saai ons in die mense se lewens om ons kinders, ons mans, ons vriende, in ons vriendekringe, en mag ons 'n hart kweek, om nie in selfsug net te kyk wat is in vir my nie, maar ook te belê in ander mense se lewens. Ons gaan weer 'n breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat van, dat ons moet vriende maak met verandering in ons lewe. Dit is my so lekker om vanoggend met julle oor hierdie onderwerp te praat. Weet julle, as daar een ding is wat konstant is in die lewe, nie? Dan is dit aanpassing en verandering, nie? En dis hoekom dit so belangrik is om vriende te maak met verandering. En dit is ook hoekom baie mense partymal stak is, want hulle weier om te verander. Hulle doen dinge soos wat hulle wil doen en hulle groei nie. Hulle kom nie uit daai groef uit nie. Maar die geheim is juis om in verandering die hele tyd aanpasbaar te wees, sodat jy kan groei, sodat jy goeie vrugte kan voortbring. So jy gaan altyd 3 tipe mense kry. Jy gaan in die eerste plek iemand kry wat nie wil verander nie. Hy just stuck. En dis ook maar hardkoppig, nie? Dan kry jy daai wat bereid is om te verander. En dan kry jy die wat verandering veroorsaak, en dis eintlik waar ons by wil uitkom, nie? So as jy voel jy is in 'n gat, hou asseblief op grawe. En as jy nou begin agterkom, dinge loop nou bietjie skeef, moenie meer saam loop nie. So dit is waar ons hardkoppigheid en van ek daai jy's vas, jy wil nie verander nie. Moet ons neerlê en sê, Here, help my. Help my. En dit is juist deur dit wat jy moet aanpas die hele tyd en sê, okay, maar wat werk nie in my lewe nie. En dit kom ook hand aan hand met die saai en maai beginsel, om ook dan die hele tyd te sê, wat se saad is in my hart gesaai,
wat juis keer dat ek kan deurbreek. So in Psalm 32 vers 8 sê dit, I the Lord will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Julle, dis hoekom, as ons net bereid is om daai klei te wees, wat die Here kan mold, en ons wil dan intentioneel onder God se wil te submit, dan daai verandering, en dis nie altyd lekker nie, maar dit is wanneer, deur daai proses, wanneer jy deurbreek, en wanneer jy by die lig uitkom, en by oorwinning uitkom. So wanneer jy bang is om deur daai proses te gaan jy net bly waar jy is. En dan beteken dit, die verkeerde vrugte gaan opkom, jy gaan depressief wees, en jy gaan moedeloos raak. So ons moet leer om deur te druk. Dink gou 'n bietjie, as jy 'n saadjie saai in die grond, waar word hy gesaai? Hy word in die donkerte, waar dit koud is, dis nat, daar's nie lig nie, dit lyk dood. En dan gaan hierdie saadjie in die grond in, en dan gaan hy letterlik dood. En hy moet deur daai proses gaan om te kan vrug opbring, né? So, en dit is die amazement van as mens net dit embrace. En jy sê, Here, help my om deur hierdie proses te kan werk, want elke seisoen het maar sy uitdagings, né? Maar jy kan kies of jy die mooi gaan sien in dit, en jy kan kies hoe jou instelling gaan wees. Gaan jy geduldig genoeg wees om daar in die grond te bly en te wag dat hy op die regte tyd deurbreek? So, your growth depends on your willingness to experience change. So, baie goeie saad wat ons saai, gaan eers 'n oes kan opbring, wanneer dit verander het. So die saad moet oopbreek, sodat hy sy potensiaal kan kry om op te groei, en dan word dit 'n stammetjie. Nou is hy nie meer 'n saadjie nie, hy's nou 'n stammetjie, hy verander vorm, hy verander dimensies, hy's besig om die wortels uit te skiet, en daai proses, jy moet deurdruk, is nie lekker nie, dis moeilik, en dan moet hy die wortels ook so sterk as moontlik bou, nie, sodat wanneer hy deurbreek, dat hy nie net wegval of omval nie, hy moet sterk genoeg wees in daai fondasie. So mag ons hierdie beginsel ook snap, van baie keer wanneer ons die saad gaan saai, dan gaan daar tyd wees wat ons moet deur verandering werk, en aanpas, om deur te kan breek. Ons gaan gou weer 'n breek vat. En dan gaan ons oor die volgende beginsel praat, van daai waar die staadjie moet doodgaan onder die grond. Ek is nou weer terug. En julle, so begin ons nou aan die einde kom van hierdie program, maar ek het nog so 'n paar goedjies wat ek met julle wil deel. En dit is nou daar waar ons nou gepraat het van die saadjie wat in die grond is, wat moet deurbreek. En dis presies daar waar ons ook moet leer om in onsself te sterf. Kyk, ons het natuurlike cravings, né? En dit is so nodig om te verstaan hoe God ons gemaak het, en die verskil tussen goddelike leefstyl en natuurlik ons sondige natuur wat ons nou oor gepraat het. So ons sondige natuur is ons natuur sonder die Here en sonder sy gees. En die sondige natuur wil die verkeerde ding doen. Hy wil net lekker kry, hoor. Hy wil nie ongemak hê nie. So dis hoekom dit so moeilik is partymal om daai cravings dood te maak in ons. So maak nie saak hoe graag jy die regte ding wil doen nie. Jy gaan dit glad nie kan doen in jou eie menslike kapasiteit nie. Daar gaan 'n mate wees van waar jy, want jy kry baie ateïste wat goeie dade doen. Hulle doen goeie werke, want hulle sê hulle het daai moral standard. Nou wonder ek altyd, waar kom daai moral standard vandaan, wat eintlik jou conscience is, wat van die Here afkom, so by the way. Maar in elk geval, nietemin, dit is nou juist daar wat ons ook moet besef, jy kan net tot op 'n punt. En dit was die hele storie van die Ou Testament, wat die Here eintlik 'n punt wou maak. Vir 4000 jaar het hy probeer vir hulle verduidelik, julle ouens,
Julle struggle, julle wil die hele tyd mensgemaakte reëls, julle moet ywer en is harde werk, maar julle kom nie by salvation uit nie. Tot Jesus gekom het, en He is our salvation. So kom ons praat 'n bietjie oor daai beginsel. Maar ek wil so 'n paar skrifte saam met julle deurwerk, en hier gaan jy weer 'n bietjie jou Bybel moet nader trek, want ek het 'n paar skrifte wat ons gaan lees. So ons gaan weer Markus 4 vers 19. Then the case and ekskuus, laat ek dit gou 'n bietjie agtergrond gee. Dit is nou weer eens die verhaal van die saad, nê? Van die saaier en die saad. So ons gaan nie alles kan deurhardloop nie, maar ek wil hierdie spesifieke een wat ons praat nou van om jou wêreldse natuur dood te maak, nê? Of te sterf van jouself. Nou kom ons lees net, dit is nou wat hy nou verduidelik. Hy verduidelik nou vir die disippels van die verskillende saad, en hy praat en hy sê in Markus 4 vers 19. Then the cares and the anxieties of the world and destruction of the age and the pleasures and delights and false glamour and deceitfulness of riches. Nou daai is my so interessant. Ons het laasweek ook gepraat van hierdie deceitfulness of riches. So rykdom kan deceptive wees. Julle, dit is hoekom hy praat van the love of money. Hy praat van mammon en hoe dit absoluut, dis amper erger. Jy dien of God of jy die mammon. Mammon is 'n verskriklike sterk God, kan ek sê, in vandag se lewe met 'n klein g. En hy sê, and the cravings and passionate desires of other things creep in and choke and suffocate the word, and it becomes fruitless. So hier gee hy vir ons 'n sekret hoekom ons bytelmal nie vrug in ons lewe dra nie, want die woord het nie onthou ons het nou nog gepraat van jy die woord nodig en die Heilige Gees nodig om by lewe uit te kom, om by hierdie uit te kom, en ons gaan die nou 'n bietjie verder vat. So om vrugteloos te wees is wanneer die woord doodgaan in jou, en die saad wat ons nou nog gepraat het kon nie opkom nie. So dis letterlik waar die volgende stap inkom van waar jy 'n keuse moet maak om dit te gaan soek en dit te cultivate, die woord van die Here. En dis juis hier waar ons besef wat dit maak om, jy probeer dalk al hoe harder om die regte ding te doen, nie? Jy probeer dit in jou eie kapasiteit. En jy wil so graag die regte ding doen. Maar wanneer jy dit nie deur God se woord gaan doen en deur sy Gees gaan doen nie, dan gaan sonde altyd 'n price tag hê. Nou een van die leuns wat die duiwel ook daar buite maklik rondgooi, en dit is ook hoekom mense partymal in spiritualisme ingaan en wegbeweeg na van die waarheid van God se woord en wegbeweeg na van, hoe kan ek sê, Christelike beginsels nie. Nou begin hulle allerhande ander belief systems kweek wat halwe waarhede is en nie uit God se woord uitkom nie, nê? Is baie keer omdat hulle voel dat Christendom, dit is sulke high standards en dit gaan alles teen, dit skop teen alles wat jou human nature wil doen. Jy moet net embrace wie jy is. Jy moet net word wie jy gemaak is. En gebruik hulle daai quotes wat baie Bybels klink, word nie dit wat jy veronderstel was om te wees, maar hulle haal God uit die equation uit en hulle wil probeer, en dit is alles hierdie is verdraaide waarhede uit die boek van Satan geskryf om jou weg te lei, om jou seksueel en jou wêreldse begeertes te kan embrace en te sê, embrace dit net, wees dit net. Maar weet julle wat? Ons almal word in sonde gebore en dis onmoontlik om tot bekering te kom en tot redding te kom en hierdie sondige natuur van jou dood te maak as jy nie die woord van die Here en die Heilige Gees het nie. Want sonde gaan jou alles kos en dit gaan jou leeg tap. Dit lieg vir jou en wanneer jy begin maai wat jy saai, dan begin dit op te kom en dan sê jy, nou wil ek dit nie meer hê nie en nou is dit ewesklik almal se skuld, behalwe jy wat dit gekies het. So in onsself kan ons nie daai verandering doen nie. En dis hoekom ons moet kies om in nederigheid ons wil onder God te plaas en te sê, Here, kom U met die Heilige Gees en verander my. En dit is waar daai ding weer eens hand aan hand gaan, om humility and your choices, nie? Net jy kan kies
om jou selfsugtige, vleeslike natuur neer te lê en te sterwe en te sê, nie meer nie, nie meer my begeertes nie, nie meer my liste nie, Here, ek strewe nou om U na te strewe. Nou in Kolossense 3 vers 5 sê dit vir ons, so kill, deafen, deprive of power the evil desires lurking in your members, those animal impulses, and all that is earthly in you, that is employed in sin. So hy sê, maak dit dood. Moet dit nie meer cultivate nie, moet dit nie meer justify nie. O nee, almal doen dit, so dis seker maar okay. Daai ou doen dit in die kerk, die pastoor doen dit, so dis seker nou maar okay. Nee, doen wat die Here sê jy moet doen. So that's your sensual vices, impulses. Well, is actually sexual vices and impulses, and an sensual appetites, unholy desires, and all greed and covetousness. For this is idolatry. It's the deifying of self and other created things instead of God. Julle, dit is presies waar ons in lewe vandag. Dis letterlik waar sondes in die kerk gejustify word en is letterlik of mense dit oorkyk en sê, ag weet jy wat, ons is maar net mens. Ons doen nou maar wat ons doen. Nee, ons moet dit doodmaak. Hier sê dit vir ons. Nou 1 Petrus 2 vers 11 sê vir ons, Beloved, I implore you, as aliens and strangers and exiles of this world, so ons is nie van hierdie wêreld nie, to abstain from sensual urges, the evil desires, the passions of the flesh, your lower nature that wreak war against the soul. So ons moet letterlik die vleeslike begeertes in ons doodmaak. Ons moet dit nie embrace nie. Ons moet dit nie net sê, weet jy wat, aanvaar nie, dis wie jy is nie. Nee, ek wil my nuwe natuur aanvaar, sonder my arrogansie, sonder my pride en my rebelliousness. Ek wil wees wie die Here wil hê ek moet wees. Dan gaan ek vir ons net 'n versie lees in Titus 2 van vers 11 tot 12. For the grace of God is unmerited favor and blessing has come forward for the deliverance from sin and the external salvation for all mankind. It has trained us to reject and renounce all ungodliness and worldly passions and desires, to live discreetly, temperate, self-controlled, upright, devoted, spiritually whole lives in the present world. So julle ons gaan dit nie in onsself kan doen nie. Ons het die waarheid van God se woord nodig om ons skoon te was, om ons sondige natuur af te sny en te sê, Here, ek wil nie net meer my vleeslike begeertes najaag nie, ek wil U begeertes najaag. Julle en so vang die tyd my in en ek wil net vir julle aanbeveel, gaan lees 'n bietjie Galasiërs 8. Ek wil dit nou so graag saam met julle gelees het, maar ek dink die tyd gaan ons nou 'n bietjie vang. So gaan lees Galasiërs 8 van vers 6 tot 11. Ek gaan net die eerste stuk lees, maar gaan lees daai hele stuk Galasiërs 8. Julle daai sit hierdie ding so mooi in konteks en mag ons dit vandag deur die Heilige Gees weer net deel maak van ons lewe. En hy sê, now the mind of the flesh, which is sense and reason without the Holy Spirit, is death. And death that comprised of all the miseries arising from sin. Ja, want sin, sonde, veroorsaak miseries. En dan sê hy, but the mind of the Holy Spirit is life and soul peace, both now and forever. So die ding is wat hy hierso beskryf is, hy sê jou gees en jou vlees sal altyd in war wees. So nou is dit net makliker, ag nee, gee net in vir jou vlees. En dan gee jy ook in vir die duiwel. En dan het hy reg om te kom steel, slag en te verwoes. Hy steel al jou saad, hy steel al jou joy, jy gaan depressief wees en ons wil nie daar opeindig nie. So mag ons opstaan en sê, Here, ek wil nie meer hierdie vleeslike begeertes najaag nie. Ek soek U en U waarheid. Ons gaan net nou weer so laaste breek vat en dan gaan ons net weer 'n samevoeging hê waaroor ons vandag gepraat het. Ek is nou weer terug.
Dit was vir my weer so 'n voorreg om vanoggend saam met julle te kuier. En ek hoop regtig dat hierdie woord in elkeen se hart, se gees en se siege insny. Here, laat ons nou ook sal keer dat die duiwel die hele tyd by ons kom steel, nê? Want ons wil nie meer daai agterdeur oop hê nie. So kom ons gaan net gou deur die beginsels wat ons oor gepraat het vanoggend. So eerstens is dit, as jy goddelike beginsels volg, kry jy goddelike beskerming. 2. Soos jy goeie saad saai, sal jy goeie opbrengs hê. Die ding is, mens sien dit nie dadelik raak nie en dan word mens ongeduldig. So leer om te wag en dit in besit te neem wat God vir jou instoor het. Nommer 3. Soos jy God se beginsels volg, gee hy vir jou die saad om te saai. Nommer 4. Ons is nou vry, maar dit beteken nie dat ons net kan doen wat ons wil nie. Sonde wil jou bind en dit wil juis jou vryheid steel. Sin has a price tag. Nommer 5. So wanneer jy in regverdigheid wandel, kan die vyand nie meer van jou steel nie. Nommer 6. Ons moet soos lewende water wees wat in en uitvloei, want as water stil staan, vrot dit. Nommer 7. Baie mense bly stak omdat hulle nie bereid is om te verander nie. Maar die geheim is juis dat verandering jou laat groei en oor tyd bring dit goeie vrugte. Nommer 8. Elke seisoen het sy uitdagings, maar jy moet kyk of jy die mooi gaan sien in die seisoen wat jy is. Anderste mis jy dit. Nommer 9. In onsself kan ons nie verander nie. Maar ons kan kies om in nederigheid ons wil onder God se wil te plaas, sodat hy iets vir ons kan doen wat ons nie vir onsself kan doen nie. Net sy gees kan jou transformeer. Nommer 10. Die vyand wil ons vernietig, maar Jesus het vir ons alles gegee om in oorwinning op te staan. So kom ons vat hierdie beginsels en ons begin dit toe te pas in ons lewe. En die is nou die einde van hierdie reeks wat ons nou gepraat het. 'n Nuwe jaar, 'n nuwe begin. So moenie die nuwe geleenthede mis nie. Net omdat jy bang is dat iets gaan verkeerd loop nie. So elke nuwe ding wat jy gaan aanpak, gaan sy uitdagings hê. Maar die uitdagings gaan jou leer om te groei en dit gaan ook jou leer wat werk en wat werk nie. Jy is dalk bang, kyk, hierdie gaan dalk nou nie uitwerk nie, of jy is dalk bang wat mense gaan sê, of jy is bang vir verwerping of teleurstelling. En dit is partymal wanneer mens nie oorgaan in aksie nie. Maar die ding is, ons kan kies of ons gaan vashou aan dit wat mense sê, of gaan ons aan dit vashou wat die Here vir ons sê. Want as mense regtig vir jou omgee, gaan hulle jou ondersteun in dit wat jy wil doen. So moenie net altyd jou doen en late vir almal vertel nie. Anderste gaan hulle nader aan die eienaarskap wees van jou lewe en dit wat jy gaan doen. You must own it. Jy moet jou besluite in eienaarskap neem. Jy moet verantwoordelikheid vat en sê, Here, mag ek my lewe ten volle lewe. So as jy iets wil probeer en jy voel oorweldig, moet jy net besef, dit vat partymal tot 12 maande vir daai saad om deur te breek. So dis belangrik dat jy elke keer dit sien in konteks en die balans hou in alles wat jy doen. Want as mens eers uitgebrand is, dan is mens nie meer produktief nie, so moenie te veel te vinnig wil doen nie. Doen dit wat net nou belangrik is om te doen. Gaan soek daai inspirasie, gaan kyk, lees daai boek, gaan kyk daai fliek. Doen iets om geïnspireerd te word en kry weer die drome wat die Here vir jou in jou hart geplaas het. So baie keer is dit ook dat mens voel, mens het nie die selfvertroue nie, want jy is bang jy gaan foute maak, maar weet jy wat? Dit is juist deur daai foute wat ons maak, waar ons leer om al hoe meer afhanklik te wees met wat die Here sê ons moet doen. So druk deur daai comfort zone en gee daai eerste stappie wat jy uitstap om iets nuuts te
begin. So volgende week gaan ons met 'n nuwe reeks begin. En ons gaan nou 'n bietjie praat van herskryf jou lewe. Of as ek dit nou in Engels kan stel is reset your life. As jy nie op 'n plek is wat jy van hou waar jy nou is nie, kan jy altyd jou lewe herskryf. So as jy enige van die opnames wil weer na luister of na die vorige programme, is jy welkom om te gaan kyk op my webwerf. Soos ek ook al vir julle genoem het, my webwerf is nou onder konstruksie, so ek weet nie of hy nou al op lyn is nie, maar jy kan gaan loer. Dit is yourdestiny.org.za. Anderste kan jy sommer op die YouTube kanaal gaan subscribe. Dit is onder Your Story, Your Destiny met Lisel van Sail. Dan kan jy sommer subscribe en dan kan jy al die lesse gaan ons daar oplaai. Ons is nou so 'n bietjie agter, maar ons gaan so stadig maar seker opvang. So ons is nog by die vorige reeks wat ons nou oplaai op my YouTube kanaal. Jy kan ook my gaan follow op Your Destiny, Your Story op Instagram of op Facebook is dit Your Destiny. So, julle is gerus welkom om daar 'n bietjie te gaan kyk vir ander resources en van die vorige goed wat ek al opgelaai het van wat ons oor gepraat het. Mag jy net vandag die Heilige Gees se teenwoordigheid in jou lewe voel. Mag hy kom en grond kom deurbreek. Mag jy goeie saad saai en mag dit vrug dra in jou lewe. Ek praat weer volgende week met julle, Woensdagoggend van 9 tot 11 hierso tussen koffie en genade, saam met my, Lisel van Sail. Sien julle volgende week.